Goeiemôre geliefdes, vanmôre se tema is kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, mag dit vir elkeen van u tot groot troos wees. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Genade, barmhartigheid, vrede van God die Vader en Christus Jesus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Kom ons verenig in gebed. Ons almagtige God en hemelse Vader, aan U kom toe alle lof en heerlikheid, alle lofprysing en alle eer. Ons as nietige mense dank U dat ons tot die Vader kan nader, deurdat Christus ons weg en ons waarheid is. Gee Heer dat U woord sal val op vrugbare grond en maak ons harte ontvanklik, o Gees, dat ons U woord met dankbaarheid sal aanvaar. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes, vanmôre se voorlesing is uit Matteus 11 en ons lees daarvan vanaf vers 25 tot 30. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit U welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Geliefdes, soos ons nou reeds gesien het, is ons tema kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, toe Jesus aan die 12 apostels hulle sendingsopdrag gegee het hy vir hulle gesê: Kyk, ek stuur julle so skape onder die wolwe in. Wees dan versigtig soos die slange en opreg soos die duiwe. Maar pas op vir die mens, want hulle sal julle oorlewer aan regbanke en in hulle sinagoges sal julle gegeesel word. En ook voor goewerneurs en konings sal julle gebring word om my ontwil tot 'n getuienis vir hulle en vir die heidene. Ons lees dit in Matteus 10 vers 16 tot 18. Maar kort na hierdie opdrag en nadat Jesus oor die onbekeerheid of die onbekeerlikheid van Chorazin, Betsaida en Kapernaum gepraat het hy die Vader gedank en gesê: Ek loof U, Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. En dan kom die wonderlike trooswoorde: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Geliefdes, eerstens kyk ons na wie Jesus uitnooi om by hom rus te vind. Die mense vir wie Jesus uitnooi om by hom rus te kry, is mense wat nie in hulle grootheid en hulle eie naam roem soos die onmoedvaardige stede nie. Hierdie stede wat reeds genoem is, het willens en wetens aangehou sondig, selfs nadat Christus die evangelie aan hulle verkondig het. Die uitnodiging is bedoel vir mense wat soos kindertjies sy woord glo. Dit is egter ook mense wat uitgelewer is aan wrede mense wat met wolwe vergelyk word. Verder is die skrifgeleerdes en die fariseërs die mense vermoei met alle voorskrifte. Dit wil sê, die mense is oorlaai met die juk van wetsonderhouding. Verder wou hulle nie aanvaar
dat Christus vir hulle sondes kom sterf het nie. Dit wil sê hulle wou self nie Jesus aanvaar nie. Maar Jesus het geweet dat die mens wie deur sy eie werke wil salig word, hom met minagting sou verwerp. Die mens wat egter in totale afhanklikheid kom, wat verdruk word en wat besef dat hy uitgeput en oorlaai is, vir hom geld die uitnodiging, kom na my toe. Wanneer hy sê, ja Vader, want so was dit u welbehaag, dan bedoel hy dat dit die wil van die Vader is, dat mense wat besef, dat hulle nie in staat is om hulle self te red nie, na hom toe sou kom, in alle afhanklikheid. Alle mense soek rus en vrede in hulle gemoed. Sommige soek dit wel in wêreldse geluk. Sommige sou sê, ek sou kon doen met 'n miljoen. 'n Miljoen rand sal vir die mens vrede en rus bring. Ander soek weer hierdie geluk in hulle slimheid, deur godsdiens met die verstand uit te werk, deur dinge uit te redeneer, probeer hierdie mense vrede en rus in hulle gemoed kry. Maar meermale veroorsaak hierdie slimheid vrees en bekommernisse. Anders soek dit dalk soos die skrifgeleerdes en die fariseërs in wetsonderhouding. Maar wanneer ek en jy, geliefde broer en suster, agterkom dat ons al hierdie pogings kan probeer, maar dat dit meermale as ooit nie sal uitwerk nie en keer op keer sal misluk, wanneer ons besef dat ons nooit werklik rus en vrede langs hierdie weë kan vind nie, dan kan ons die woorde van Jesus in ons ore hoor. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is. Broers en susters, luister aandagtig na die volgende vraag. Voel jy vandag moeg en oorlaai? Het jy nie meer raad met dinge wat hoegenaamd nie wil uitwerk nie? Het jy met wolwe te doen wat jou wil verskeer? Kom dan met eenvoud van hart in diepe afhanklikheid, want by Jesus is daar vir ons rus. Sy rus is bedoel vir mense wat nie deur slim teorie hulle eie heil wil uitwerk nie. Sy rus is bedoel vir mense wat uitroep, soos 'n hert wat smag na water, so smag my siel na U, o Heer. Maar waar word werklike rus gevind? Dit is dus punt 2. Die rus en kalmte van gemoed, waarna U en ek so ywerig soek, is by Jesus self te vind. Innerlike rus en vrede kan nie gevind word in die dinge wat die fariseërs en die skrifgeleerdes as die heil van die mense voorhou nie. Moet julle dus nie langer moeg maak met vrese van enstowwe, chips, wêreldmagte, 5G of vroom praatjies van mense wat hulle eie weg wil uitredeneer nie. Werklike rus en kalmte word alleen by Jesus Christus gevind. In ruil vir hierdie rus vra Jesus niks van ons kant af nie. Hy gee homself om daardie rus in die moe en verlaaide en oorlaaide mense hart te werk. Laat ons dan nie kom om alle eise en voorwaardes vir hom te gee in ruil vir daardie rus nie. Hiermee sê Jesus vir ons dat die basis van onrus nie in die wêreldse dinge geleë is wat ons tans moet ontbeer nie, maar die grootste oorsaak van ons onrus is geleë in die feit dat ons nog nie tot Jesus self gekom het nie. Geliefdes, u moet mooi verstaan wat dit beteken. Ons innerlike rus lê nie in die miljoen rand wat God vir ons moet gee, sodat ons ontslae kan raak van ons finansiële juk nie. Ons innerlike rus lê nie in gemeentelike verhoudings wat herstel moet word omdat mense ons seer gemaak het en hulle daarom eers vir ons moet om verskoning vra sodat ons rus in ons hart kan vind nie. Ons innerlike rus sal nie kom omdat Jesus eers vir ons iets moet gee sodat daardie iets vir my rus sal beteken nie. Die innerlike rus kom deur Jesus
wat homself gee aan die uitgeputte en oorlaaide mens. Jesus het self die grootste oorsaak van onrus in die mens uit die weg uitgeruim. Aan die kruis op Golgotha het hy volkome die losprys vir ons sondes betaal by die Vader, sodat ons geregtig kan staan voor God. In verband met iemand se sekerheid oor of hy uitverkies is, vra hy: as ek na myself kyk, hoe kan ek seker wees? Maar as ek na Christus kyk, hoe kan ek twyfel? Die basis van vermoeidheid en belastheid by my en by jou is geleë in ons sonde. Die las van u en my sonde druk ons neer. Dit is die uitgeputtheid waarin ons ly. Net soos 'n hartleier voortdurend moeg is vanweë die verstopping van sy are, omdat daar nie genoeg bloed na sy hart toe vloei nie, so is ek en jy moeg vanweë die verstopping wat sonde tussen ons en God gebring het. Ons is uitgeput, omdat ons nie meer by die bron van rus kan uitkom nie. Maar geliefdes, ons het die hoofkardioloog in Jesus Christus, wat daardie verstopping kom oopmaak. Hy het die toegang tot God weer moontlik gemaak, toe hy aan die kruis op Golgotha gehang het. Hy het die voorhang sou laat skeer, sodat ek en jy weer rus kan vind by God. Die persoon van Jesus is die enigste moontlikheid waar werklike rus gevind kan word. Hy sê immers in Johannes 14 vers 27, vrede laat ek julle na, my vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word en bang wees nie. Ons kyk dan nou dus na die derde punt. Wat behels die rus wat by Jesus gevind kan word? Die rus wat by Jesus gevind kan word, is die rus van sondevergifnis. Dit beteken dat die verstopte hartaar waar die bloed vloei tot die hartkleur of vertraag herstel is. Dit wil sê die verhouding tussen God en mens is herstel. Jesus sê in Johannes 14 vers 6 die volgende: niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Hy is tog immers die weg, die waarheid en die lewe. As ons die beeld van die hart kan deurvoer, broers en susters, dan beteken goeie bloedvloei in ons tyd lewe. Deur Jesus Christus kan die sondaar mens wat sondevergifnis ervaar het, weer met God kommunikeer. Die verhouding tussen God en hom is herstel. Maar let op, alleen die sondaar mens wat vergifnis van sonde ontvang het. Broers en susters, dit beteken nie dat ek nadat ek vandag iemand ingedoen het en om vergifnis gevra het, en ek môre weer presies dieselfde doen, dat ek vergifnis van sonde ontvang het nie. Daar is nog steeds 'n verstopte aar. Nee, sê die woord van God, as ons sonde bely en laat staan, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Maar dit behels dat ons bely en laat staan. Die Vader met wie 'n bekeerde sondaar kommunikeer, is die skepper van die hemel en die aarde. En Jesus sê vir ons, alles is aan my oorgegee deur my Vader. Deur Jesus Christus het die vermoeide en belaste mens weer toegang tot ware bekering, nuwe lewe en krag. Vermoeidheid en belastheid beteken dat die mens nie meer krag het nie. Maar deur Jesus Christus het ons toegang tot die bron van alle krag en lewe. Daar vind ons waarlik beskerming. Deur Jesus Christus kry die vermoeide en belaste mens weer nuwe krag. En in Jesus Christus het die woorde van die profeet Jesaja waar geword. 'n Ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurdronging van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig die sterkte vir die wat geen krag het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word
op die mat nie. Jesaja 40 vers 28 tot 31. Die rus wat Jesus gee, is rus waar alle onsekerheid, vrees, spanning en ongekraptheid van die gemoed uit die weg geruim word. Ons lees in Psalm 125 vers 1 en 2 die volgende: Die wat op die Here vertrou is soos die berg Sion wat nie wankel nie, maar bly tot in ewigheid. Rondom Jerusalem is berge, so is die Here rondom sy volk, van nou af tot in ewigheid. Geliefdes, maar hierin lê die groot troos. Om van juk te verander, beteken dat ons ook van eienaar verander. Is dit nie 'n skrille kontras wat Jesus vir die Fariseërs of vir sy disippels verduidelik het nie? So pas het daar hulle verduidelik dat hulle nie die juk van die skrifgeleerdes en die Fariseërs op hulle moet neem nie. Daardie juk maak hulle net moeg en oorlaai hulle. Maar nou is dit so goed as om te sê, al daardie juk van jou skouers af, maar neem net nog een op. Inderdaad beteken 'n juk op die skouers van 'n os, dat die eienaar van die juk ook die eienaar van die os is. Die os moet doen wat die eienaar van die juk van hierdie trekos vereis. Maar wat beteken dit vir my as gelowige, as die Here vir my sê, neem my juk op julle? Geliefdes, Jesus sê hierdeur, dat die mens wat na hom kom en deur Jesus uitgespan word, wie sy juk seer maak, 'n nuwe juk kry en daardie 'n nuwe eienaar. Die juk wat egter nou op die skouers geplaas word, is nie 'n juk wat skuur en skaaf en my seer maak nie. Jesus is tog immers nie 'n slawedrywer nie. Hy is sagmoedig en nederig van hart. Matteus 11 vers 29. Om Jesus se juk op die skouer te neem, is nie om weer moeg te word omdat jy oorlaai is nie. Wanneer die juk van Jesus op jou skouer rus, vind jy uiteindelik rus vir jou siel. In jou gemoed is daar kalmte en vrede. Geliefdes, die juk van Jesus is sag en sy las is lig. Om in Jesus se span ingespan te wees, is om sy ligte las te trek en sy sagte juk op jou skouers te plaas. Ons is nie meer slawe wat end uit 'n swaar vrag moet saamsleep nie, maar ons is kinders van God wat in sy diens ingespan is. By die aard van die saak is 'n vader baie meer tegemoetkomend teenoor sy kinders as 'n slawedrywer teenoor sy slawe. Ons nuwe eienaar kyk nie met strengheid toe wanneer ons struikel nie. Wanneer ons soek om sy las te dra nie. Jesus sê vir die vermoeide en oorlaaide mens, kom na my toe en ek sal jou leer, vers 29. Hy het self die liefdesjuk van God op hom geneem en hy is in staat daartoe om ons te leer hoe om hierdie juk van God met blydmoedigheid te dra. Hy weet dat die juk wat gedra moet word nie 'n juk van wetsvervulling is nie. Die juk wat gedra moet word is 'n liefdesjuk van God. Die juk van God is die juk om spontaan lief te hê. Dit is om God lief te hê met jou hele hart en jou naaste soos jouself. Geliefdes, hierdie las is nie swaar nie. Dit is nie 'n las wat voortspruit uit gedwonge wetsonderhouding of uit aardse dinge nie, maar dit is die vrug van die Heilige Gees. Ons lees in Galasiërs 5 vers 22 die volgende: Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid en sagmoedigheid en selfbeheersing. Dit is die juk van Christus. Die juk van Jesus is om soos die disippels so skape onder wolwe in hierdie wêreld ingestuur word. Dit is om deur mense geminag te word, maar tog is hierdie juk nie swaar nie. Die juk van Jesus behels dat hulle wat die juk dra, die woorde van hulle meester sal hoor: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my,
want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag, en my las is lig. Amen. Kom ons verenig in gebed. Lig is u las, en sag is u juk. U gee vermoeides die ware geluk. Ja, Here, selfs as ek struikel en dit berou, u sal vergewe, want Here, dit is u wat getrou bly. Dankie Vader dat ons as u kinders kan bid om vergifnis van ons sonde. Ja, Here, want ons struikel in hierdie tyd. Werk in ons deur die Gees, sodat ons na Jesus toe sal kom om ware geluk te vind. Want so sê die Here Jesus, my kinders, luister na my stem. Gee dat die juk van sonde en geestelike uitputting en vrees ons nie sal oorweldig in hierdie tyd nie, o Heer. Gee dat ons na ons eie naam toe sal gaan, want hoe kan ons u uitnodiging van die hand wys? Vader, sal u met hierdie gemeente gaan in hulle werksaamhede en in hulle liefde teenoor mekaar, dat hulle waarlik die gemeenskap van die Heilige sal wees en nie 'n gemeenskap van skande. Here, in Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Kom ons by die seën van die Here toe. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.